Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag, 12 Desember, Koffiekuier 999. Ons gaan vandag saam lees uit Jesaja 35. Ons is besig met 'n reeks waar ons eintlik sê op pad na Kersfees en daarna met roetemerkers wat Jesaja vir ons langs die pad vir ons aandui. Gedeeltes uit Jesaja wat vir ons eintlik voorspel van Christus se koms en hoe dit ons vandag nog as gelowiges raak. Nou, Jesaja 35 is 'n pragtige beeld wat ons eintlik gaan saam lees, maar voor ek dit saam lees, wil ek jou so klompie jare terugvat in ons lewens. Ek en January is in 1995 getroud en ons was daardie tyd in 'n klein gemeentetjie Askam Nuniput, daar in die diep Kalahari, letterlik so 15 km van die Botswana grens af, op pad Kalahari Park toe, was die dorpie Askam, of die plekkie Askam. Nou, in daardie tyd toe ons daar aangekom het, was Askam so 243 km van Appington af. Jy het omtrent so 120 km teerpad gery, en dan het jy nou nog so 123 km met 'n grondpad gery. Maar die probleem was, dat daardie grondpad het 'n vreeslike ompad geloop. As jy nou soos die kraaivlieg reguit sou gaan, dan sou dit baie korter gewees het. En daar was as ware tussen die mense van die Kalahari, tussen ons wat in Askam gebly het, en Appington wat nou ons dorp was daar hierdie woestyngebied gewees. Plase met regte Kalahari sandduine. En toe ons 2-3 jaar daar was, ek kan nie onthou presies die tydslyn meer nie, maar het die regering dit goedgekeur dat Group 5 Roads die teerpad bou, en die teerpad word toe gebou reguit, of wel, so naby as moontlik aan reguit op Askam toe. So, die teerpad toe hy nou klaar was, het dit toe nou uit Appington uit tot op Askam waar jy afdraai 182 km gewees, nie 243 nie. Nog 'n aansienlike verskil as 'n mens dink hoe die mense na die wêreld in elk geval maar moet ry. Maar hoekom ek nou eintlik vir jou hierdie storie vertel? Hier op die skerm gaan ek vir jou 'n foto wys van terwyl Group 5 Roads besig was om die teerpad te bou, het hulle letterlik hierdie Kalahari sandduine oopgestoot met die stootskrapers en al die masjinerie waarmee hulle besig was, as die basiese begin om pad te bou. En jy sal kan sien, dit is nou nie die beste kwaliteit foto nie, want ons het nog nie daai tyd oordentlike kameras gehad nie, maar jy sal kan sien, so effens 'n bewolkte dag en die Kalahari het goed reën gehad, so dis groen. En dan hierdie rooi sandpad wat oopgestoot is, met ons ou vuurwieltrekbakkie, wat ek daar sommer 'n foto afgeneem het. Nou, hoe kom ek nou vir jou hierdie wys, vriende? Is dit sluit so aan by hierdie gedeelte in Jesaja 35. Daardie woestyngebied is oopgemaak, daar's gelykpad gemaak, sodat die mense uit die Kalahari uit makliker in Appington kan kom. En dis ook die beeld wat Jesaja in hoofstuk 35 gebruik. Net so 'n stukkie agtergrond, Jesaja 35 is geskryf in 'n tyd toe 'n groot deel van die bevolking van die volk Israel in ballingskap daar in Babylon en Babilonië was, en hulle wil eintlik teruggaan, hulle verlang na hulle mense, hulle verlang na die tempel in Jerusalem, na die teenwoordigheid van God, en dan wil hulle teruggaan, maar tussen waar hulle is en waar hulle wil wees by Jerusalem, is daar ook 'n woestyngebied wat hard en ongenaakbaar is. Onthou, hulle het nou nie teerpaaie gehad soos ons nie. Daar was baie wilde diere, daar was skelms op die pad ook maar gewees. So dit was hierdie trek wat hulle moes doen terug Jerusalem toe, met senior mense, ou mense, met kinders, met al hulle besinnetjies wat hulle gehad het. En daar was nie gastehuise en engine one-stops nie. So dit was 'n uitdagende reis. Maar hoor dan hierdie woorde wat Jesaja vir hulle sê. Die woestyn, die dorland sal jubel. Die droë wêreld sal juig oor trek met afodille. Hy sal in volle bloei staan. Hy sal juig en sing. Hy sal die pragt van die Libanon hê. Die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die mag van die Here sien, die koninklike mag van ons God. So, hy sê, julle dink oor hierdie woestyngebied, maar hierdie woestyngebied gaan eintlik 'n lussel word. Dan gaan hy verder en sê, bemoedig die wie se hande slap hang. Help die wie se knieë knik. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk. Moenie bang wees nie, julle God is hier. Hy kom om wraak te neem, om julle vyande te straf. God
kom julle red. En dan sê Jesaja, die gevolg daarvan is mense hierdie belofte kry, die visioen sien van God se teenwoordigheid in daardie woestyngebied. Hy sê, dan maak dit iets aan jou, dan dink jy anders, dan leef jy met 'n stuk vreugde. Hy sê, blinde sal kan sien, dowe sal kan hoor, lamme sal kan bokspring, soos takbokke, stomme sal sing. Ja, strome water sal uit die woestyn uitbars, daar sal riviere loop in die droë wêreld. Wat 'n pragtige beeld is dit, en vir ons wat iets van droogte ken, hè? Hierdie oorvloed, hierdie abundance, soos die Engelsman sê, vreugde. Vers 7 sê, die verskroeide aarde sal 'n moeras word, dorsland waterryke wêreld. Waar dan nou net vir jakkals 'n leefplek is, sal gras en riet en biesies groei. Daar sal 'n groot pad deur die woestyn loop, en dit sal bekend staan as die gewyde pad. Hierdie idee van 'n oopmaak, nie 'n pad wat deurgaan. Hy sê, onrein mense sal nie daarop loop nie, dit sal net wees vir mense wat reg lewe. Dwaase sal nie meer op die pad kom nie. Daar sal nie leeu's op die pad wees nie, sal nie roofdiere oploop nie, hulle sal glad nie daar kom nie. Net die mense wat deur die Here gered is, sal die pad gebruik. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer, hulle sal juigend in Sion aankom, hulle sal altyd straal van blydskap, hulle sal vol vreugde en blydskap wees, ellende en smart sal verdwyn. Nou vriende, ek gaan nou nie vanmôre vreeslik baie oor hierdie teks praat nie. Ek nooi jou uit om Sondag by ons erediens in te skakel. Ek is hier by Kleinmond Kerk aan die Woord, waar ons 'n bietjie verder oor hierdie teks gaan dink natuurlik, maar net hierdie beeld. Die volk sit daar in ballingskap, hulle verlang terug, hulle sien op teen dit wat voor lê, hierdie ongenaakbare woestyngebied, waardeur hulle moet trek om terug te kom in Jerusalem, in Sion. En dan kom Jesaja met hierdie profetiese woord, en hy sê, hierdie woestyngebied, hierdie uitdagende, moeilike omstandighede wat voor lê, God is daar. God sal by julle wees. God sal elke tree van die pad saam met julle loop, sê hy vir ons in vers 4, God kom julle red. En daarom wil ek vir jou uitnooi om ook in hierdie adventstyd, ja, ons het baie uitdagings, ons het baie goed wat amper soos 'n woestyn voor ons lê, wat ons nie weet om te hanteer nie. Maar hoor, dat mense van die weg, mense wat op weg is saam met God, mense wat met God die pad loop, deur hierdie woestyngebied, gaan hierdie ervaring kan hê, dat God die woestyn ook in 'n lushof verander. Dat God hierdie woestyngebied laat oorloop met bloeisels en blomme en plante en 'n plek maak ook waar ek en jy sy vreugde kan beleef. Vriende, dink so 'n bietjie die naweek verder oor hierdie teks en dan so sê ek nooi jou uit om Sondag ook by ons in te skakel by ons erediens en dan DV, eerskomende Dinsdag die 16de gesels ek so 'n laaste ronde met jou ook oor Jesaja 35 wanneer ons dan by koffiekuier nommer 1000 stil staan. Kom ons sit so dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre in die omstandighede waarin ons beleef, waar ons baie keer ook dink maar ons beleef iets van woestyn, van droogte, van bedreiging, van swaar kry, van moeilikheid, dat ons tog kan hoor dat U ook vir ons sê, U maak vir ons 'n pad gereed, U maak vir ons pad oop, en U is saam met ons op daardie pad, U reis saam met ons deur hierdie lewe. En daarom is my gebed, Heilige Gees, dat U ook vir ons sal help om met 'n stuk vreugde te leef, nie goedkoop blydskap of gelukkigheid of so iets nie, maar 'n diep vreugde wat geanker is, gewortel is in die feit dat ons in U teenwoordigheid leef. Help ons om hierdie adventstyd ook iets van hierdie vreugde uit te draai, uit te leef teenoor elke mens wat ook oor ons lewenspad kom. Ons bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, gaan lees weer hierdie gedeelte, oordink dit bietjie die naweek en dan sien ons mekaar Sondag of andersins volgende Dinsdagoggend. Geniet jou koffie en mooi loop.